Lord.
besoekers? Ek het nu gevraagd of daar enige besoekers van opgelees van Here is. Dan vraag ek iemand om by julle te staan as alle ons besoekers. Ek besoek graag ons lidmate om net die persoon die naastand die net so 'n warm antwoord te gee onder leiding van die president. Nogmaals, baie welkom. Broers en susters, ek hou dan die afkomers aan die voor, so die gebare kerkbaar. Wat oggend is het gewone diens. Ons prediker met terug as dominee S. Jantjies. Ons activiteite vir die week is as volg. Die brigade met kennis, maar as al geen brigade maandag is, as gevolg van die vakansiedag. Dit sal aankom die koor om 7:01 en nuwe lede is weer as welkom om te aansluit. Woensdagoggend gemeentebidtief om 10:00 v. Woensdag aand gemeentebidtief om 7:00 namiddag. Die lokale aanbidding en so wat in kennis, die sal ook geen aktiwiteit hê as gevolg van die vakansiedag. Die gemeente se voorbereiding word gevra vir ons kerkvergadering wat op Vrydag 8 Mei om 7:00 by die kerk sal plaasvind. By 5:00 was die kennis, die is verantwoordelik vir die verversings. Die CAB bedank almal wat hulle verkoop Vrydag so mooi ondersteun het. Dan broers en susters, die oudlede van ons brigade vra die gemeente se ondersteuning na afloop van die erediens sal ons heerlike plaatkoek verkoop teen R30. Dis so lekker 5 stukkies in die bordjie klein. Soos ek nou net sê vanmiddag so na die slaapie wakker geskryf het nie, dan gaan ek praat op die omgewing echt te luister. So ons vraag vir een die belangstelling ons ondersteun, na afloop van die erediens wat jy by die saal het aanmeld, en hierdie funksies gaan ten bate van ondersteuning vir ons plaaslike brigade. Dan die 14de Robertse Oos se kerkkoorpie vanmiddag om 2:00 gala sangmiddag aan. Die toegang is R50 en dit vind plaas by die Ooskerk. So ons vraag die gemeente ook om ons sustergemeente te ondersteun. Gemeentebediening Sameltocht versoek dat alle verteenwoordigers van die CYM, die brigade, die lokaalaanbidding en sondagsskool om Dinsdag aand 6:30 by mekaar te kom. Dan moet ons net so 'n afkondiging ook van Mario Ministries. Hulle wil ons dan ook na 'n healing sessie toe. En dit sal plaasvind op 1 Mei tussen 1 en 6 en die venue is by Langeberg skool. Dan wil ek 5 bedank ook almal wat gister ondersteun het tydens hulle braai-funksie. Die volgende sieke voorbereidings word gevra. Broer Versul hier by 2, broer Andries Hekler by 15, Suster Haitjie Beekman by 1, broer Lewies by 15, Suster Ronjaal se dogter wat
oorgeplaas is na Rossel Hospitaal. Soos Alinda Oktober by 14, Rudolf Lander by 5, Rudolf steek ook thuis aan. Dan besonders gaan ons die gemeente voorbidden vir Suster Lola en haar kinders, wat ook gister hulle geliefde aan begrawe het. Dan ons het die Snyman, Eisen en Wense families, wat ook gister hulle verloren aan die dood. Dan broers en susters, dan het vir die kennis ook vanoggend, die vroege oggendure daar verskillende ongeluk plaasgevind, die in ons area, waar jong mense hulle lewens verloor het. Ons vraag om besonders ons as gemeente voorbidden vir die Matthys familie, wat hulle seun ook in die ongeluk verloor het. Ek het verneem dat hy sy 10 lewe aan langer by skool. En daar is ook aan die jong meisies wat in die ongeluk omgekom het. Kom ons vraag die gemeente se voorbidden, ook vir al die ander families wat heidelik in 'n rou gedompel is. Dan 'n besonders vraag ons ook die gemeente se voorbidden, vir soos aan my prins, as ook ons besondere Desmorijn. Lidmate van ons kerk, wat ook in die incidentes was in die voertuie. Dan bedank die kerk by 2 vir die blomme van April, by 3 was die briefkennis, die sal verantwoordelik vir die blomme vir my, en ons verjaardag word gehanteer deur ons interessante. Broers en susters, dis dan ons gemeente se afkondiging, ons by die Here se sien toe, op ons gemeente en al ons werksaamhede. Interessante. Kinarigado diri depan diri yang kau bertanya mengenai masalah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May the Lord be good and mercy to you. May bless you and guide you forever. I will. It's a prayer without retreat. Happy birthday to you. Tidak terlalu boleh takkan iut masalah. Dami sekali bersama bertuna Kristus. Tuti yang berfirman dan foto di vertrouwen. Laat me verder in je oor met mij gebeurd. Amen. Hier sal ervaar en ook hier sal leef. Ek groet u vanoggend, broers en susters, met die woorde van Jeremia hoofstuk 1 en vers 5 wat sê: Voordat ek jou in jou moeders skoot gevorm het ek jou geken. Voordat jy gebore was, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Liewe gemeente, broers en susters, die God wat ons in mekaar gewewe het in die skoot van ons moeder, skenk aan ons vanoggend sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Kom ons antwoord op die seëngroet van die Here.
en dan sing daar met mekaar saam, Nuwe Sions Gesang 56, Gesang 5:6. Ek wil die Here loof, met my hele hart wil ek U loof. Kom ons staan saam, en ons sing dan al die verse tot eer van die Here. Deel van ons dankbaarheid en ons dien aan God is dat ons ook vir God met offerhandes en kollektes kan doen. En ons gaan dan ook nou 'n geleentheid kry in die erediens om die Here dan ook so met dankbaarheid te kom dien met dit wat ons het en dit wat ons besit. Gebruik van die kerk is dat die offerhandbring sal vir ons begelei met koortjies en dan sal die diakens dan by u omkom om dan by die kollekte en offerhandes op te neem. Kom ons gee dan ook nog met dankbaarheid aan die Here. Thank you.
Word geëindigd om te bid saam. Vader, ons vanoggend op ons na U toe bring is het. Ons dankbaar is dat U ons kom gee te hierdie week. Ons gawes en ons talente te kan gebruik om te offer. Maar so ook uit te lewe wat U ons kom gee. Vanoggend het ons net 'n klein gedeelte daarvan vir U kom bring om gebruik te word uit van U koninkryk op aarde. Maar Vader, ons is vanoggend bewus van hulle wat nie kan gee in omstandighede, maar wat ook al oggend hulle probleem mag wees nie. Ons gebed is, Here, soos U Heilige Gees stuur om ons te vul, en so ook ons die lewende water en woord te kan gee, U ook so aan hulle sal gee, dat die vanoggend kon geoffer het. Maar meer dan Here, dat ons lewens kon gebruik, as 'n offer vir U, as ons dit bid van U naam. Amen. Vriendes, ons kyk nog in die wet van die Here, opgeteken in Kolossense hoofstuk 3, vanaf vers 5 tot en met vers 9. Die woord van die Here lees as volg: Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeerte en gierigheid, wat afgoderry is. Jy sal dinge om die straf van God oor die mense wat ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen, toe julle nog daarin geleef het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, neid en gevloek. Vyf taal moet daar nie met julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mense, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Lewe nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Liewe broers en susters, die opdrag wat ons vind hier in Kolossense hoofstuk 3 is dat God ons roep deur die woorde van die apostel Paulus dat ons 'n radikale omkeer in ons lewens moet bewerkstellig deur die werking van sy Gees. Wat dit eintlik beteken, broers en susters, is dat ons onsself van ons sondige lewe moet bekeer en dat die praktyke van die sondige natuur nie in ons lewens sigbaar moet wees nie. Die realiteit is egter dat ons as kinders van die Here wedergebore is, ons met die vryheid van God ervaar het, die vryheid gekoop was op die opstaan op Goeie Vrydag en opgestaan het in die nuwe lewe saam met hom op Paaszondag. Dat ons steeds nog meer in hierdie ou gebruike. En liewe broers en susters, as ons eie lewe vanoggend hier in oorskou moet neem, moet ons onsself vanoggend die vraag afvra. Hoeveel woede was daar hierdie week in ons lewe? Hoeveel haat was nog sigbaar in ons lewe? Hoeveel neid en gevloek het ons nog hierdie week toegelaat in ons lewe? En hoeveel vreemde taal het nog hierdie week met ons monde gekom? Paulus vra vir ons duidelik in verse 9, dat ons met hierdie ou sondige natuur en hierdie gewoontes moet breek, sodat ons deur die Gees vernuwe kan word. Ons laat toe dat die Gees ook vanoggend deur ons werk aan die hand van Nuwe Sions Gesang 60. Diep o God, diep neergeboor, staan ons voor die hoogheid en voorslaan onvermoë
hoe word ooit ons saam besleg, waar ons voor U skuldig bly, o volmaakte heiligheid, werk U met U Gees voortbring. Kom ons gaan op die aangesig van daarom ons meer lewe, goedgesind, nederig en sagmoedig met mekaar wees. Ons moet geduldig met mekaar wees, mekaar vergewe as die een iets teen die ander het. Soos die Here ons vergewe het, moet ons ook mekaar vergewe. Bo dit alles moet ons mekaar lief hê. Dit is die band wat ons tot volmaakte eenheid saambring. En vrede wat Christus gee, moet altyd in ons lewens deurslag gee. God het ons immers geroep om as lede van sy een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Kom ons bely dan ook as een geloofsgemeenskap ons geloof in die Here. Ek glo in God die Vader, terwyl ons dan ook ons harte gereed maak vir die woord van die Here. Kom ons sing met mekaar net so sittend waar ons sit, Gesang 2, 5, 7. Ek het die stem gehoor wat roep, o kom tot my, sodat ek met kosbaar bloed van sonde jou bevry. Sien my kom, o Heer, kom tot by die kruis. Ek het ver van U gewaar, U roep my, kom tot huis. Kom ons sing dan hierdie 3 verse met mekaar sittend saam. Oh
ons vir hulle Jack Maurice om dan ons te bid op die woord van die Here. Ja, onze God en Hemelse Vader, ons kom in die oggend hier, omdat ons so diep afhankelijk van U is. Sonder U kan ons niks doen. Dankie vir 'n oomblik, Here, waar U ons afgesonder het van 'n stikkende wêreld daar buite. En dan kan ons vanoggend maar net, soos ons gesing het, vanoggend na die stem kon luister. Ons gebed is, Here, dat U met elkeen sal kom spreek. Ons bid vanmôre vir siekes vandag. Hulle wat vanmôre in hospitale vasgekluister lê. Wat ook vanoggend vir hulle waar die dood ingekom. So wil ons vanoggend vra dat U woord wat gepreek sal word, vir ons weer sal kom oplig. Dat ons as ons hierdie stap, dat U vir ons op 'n nuwe pad sal sit, na 'n nuwe bestemming. Seën elkeen vanoggend en laat U wil geskied. Amen. Baie dankie aan Brother Maurice. Geliefdes, as jy dan die Bybels met die saam neem, dan is ons terug in die boek van Efesiërs. Ek het nou vanoggend gaan kyk, ons is nou al ons 10de week wat ons in Efesiërs is, vanaf die 11de Januarie, met die tussenadvertentiebreuke, is ons nou al die 10de Sondag in die boek van Efesiërs, en ons is in Efesiërs hoofstuk 4, vanaf vers 7 tot en met vers 16 van die teks. Ek lees graag uit die 83 vertaling. Efesiërs hoofstuk 4, vanaf vers 7 tot en met vers 33. Maar elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy die kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laat is, naamlik die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer soos kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweer wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam
die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Tot sover die woord van Here. Geliefdes, as ek nou vanoggend met ons kan gesels aan die hand van ons voorgelese teks, wil ons vanoggend met mekaar praat rondom die tema rentmeesters van God se gawe. Rentmeesters van God se gawe. Nou ons het saam met mekaar gepraat so 2 weke terug oor Efesiërs hoofstuk 4 en verse 4 en ons het met mekaar gepraat oor die eenheid van die kerk. En wat ons daar ontdek het, liewe broers en susters, binne die konteks van die eenheid van die kerk, was dat dis nie iets waarna toe ons werk as kerk van die Here hier op aarde nie. Inteendeel, die eenheid van die kerk is iets wat aan ons toevertrou is. Met ander woorde, daar is al reeds een liggaam van Christus. Daar is al reeds 'n eenheid wat God tot stand gebring het onder sy volk hier op aarde. En ons werk egter is om hierdie eenheid te beskerm, hierdie eenheid te bewaar en as bewaarde rentmeesters te wees van die eenheid wat God tot die kerk gee. Maar nie net is ons roeping binne die konteks van die kerk, broers en susters, om rentmeesters te wees van God se roeping nie. Nee, ons word ook geroep om rentmeesters te wees tot die gawes wat God vir sy kerk gee. Van hierdie eenheid, broers en susters, het God aan ons verskillende gawes gegee om die eenheid te bewaar, om die eenheid te beskerm en om die eenheid tot stand te bring. Ja, so terwyl ons die eenheid van die kerk beskerm en bewaar, moet ons ook poog om die rentmeesters van sy gawes wat werk na eenheid toe ook te bewaar. Jy sien, liewe broers en susters, alhoewel ons vandag verskillende gawes binne die konteks van kerk het, begin die werk van hierdie gawes nie by ek en u, maar tot diens van God stel nie. Nee, die werk van die kerk het al reeds begin met die koms van Christus hier na die aarde toe. Dus sê die apostel Paulus dat hy wat hoog was het neergedaal na die aarde toe om die werk van die kerk hier te kom begin. En nadat hy sy werk voltooi het, liewe broers en susters, nadat hy die grondlegging gegee het vir die werk van die kerk hier op aarde, het hy weer die hemel toegegaan en Paulus sê, hy wat bo alle hemelruimtes was, het gawes na die aarde toe geskenk, sodat ons bou op dit wat Christus vir ons begin het. Sodat ons, broers en susters, voort kan gaan op die fondasie wat deur Christus vir die kerk gelê is. So die gawes van die kerk, broers en susters, begin nie by ek en u wat homself beskikbaar stel nie. Die werk van die kerk, broers en susters, begin nie by ek en u wat ja sê vir die Here nie. Nee, die werk van die kerk, broers en susters, het al reeds begin deur Jesus Christus wat mens kom word hier op aarde en onder mense kom woon het om die werk van sy Vader te doen en so die kerk van Christus tot stand te bring hier op aarde. En nou vaar hy in die hemel toe, sit aan die regterhand van die Vader en hy vervul vir ons met gawes om voort te gaan met dit wat hy begin het. Paulus sê hier, broers en susters, verse 11. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Net ons hoor ons binne die konteks van
hierdie vers dat die vertaling van die Bybel lees, en dit is die posisies wat hy vir die kerk gegee het nie. Nergens lees ons hier, dit is die range wat hy vir die kerk gegee het nie. Inteendeel, hy sê, dit is die gawes wat hy vir die kerk gegee het. Die keuse van terminologie is vir ek en u baie belangrik in die verstaan van hierdie gawes wat God vir die kerk gee. Want wat hy egter daarmee bedoel, liewe broers en susters, is dat hy kommunikeer aan ons, dat hy vir ons dienste tot beskikking van die kerk van Christus hier op aarde gegee het. So hierdie gawes wat God tot die kerk gee om te help met die eenheid van die kerk, is dienstes wat hy aan ons gee, wat ons gebruik van kan maak. U sien, broers en susters, die blote posisie wat ons bekleed is nie sodat ek en u gemaklik daarin kan sit om gedien te word nie. Nee, die posisies wat hy aan ons toevertrou is eintlik sodat ons gereed kan staan om diens vir sy kerk te kan lewer. Dit sê dat dit is 'n gawe vir die kerk, want sy bedoeling en intensie daarin is dat ons dit moet gebruik tot oordeel van die kerk. En nie dat die kerk vir ons moet dien nie. So nie dat die kerk moet reg staan vir ons wat in posisies is nie. Inteendeel, die intensies van die Here hier is omgedraai, deurdat ons posisies, dit wat ons bekleed, dit wat ons ontvang, dat ons dit, broers en susters, tot diens van God stel. So echter word witstoele nie binne die konteks van die kerk vir hulle wat in leierskap is nie. Gereserveerde posisies vir apostels en profete, soos wat ons vandag in die wêreld sien, hoort nie binne die konteks van die kerk nie. Want, broers en susters, dis nie 'n posisie van mag nie. Inteendeel, dit is 'n gawe tot diens. So nergens, broers en susters, moet ons in hierdie teks dat daar 'n maggebondenheid moet wees aan die posisie wat aan ons toevertrou word nie. En miskien is ons as gereformeerde kerk baie veilig in die sin. Maar wanneer ons kyk, broers en susters, in die gemeenskap en dit wat rondom ons aangaan met die apostels en die profete en watter titels dit nou al is. Ek het nou gehoor van Piep en Hamer van die Here en kragstasies en watter naam hulle ook al vir hulle self gee. Is nie sodat ons daardeur gedien moet word nie. Nie dat mense vir ons, broers en susters, met aansien moet aanskou en mense by ons voete neerkom val, soos wat dit in ons tyd vandag gebeur nie. Nee, God vertrou aan ons gawes toe met hierdie spesifieke doel dat ons diens moet lewer binne die konteks van die kerk. Om deur God geroep te word, broers en susters, is eintlik om onsself tot beskikbaarheid van die kerk van Christus te stel om dienste te kan lewer. En hierdie dienste wat ons lewer, liewe broers en susters, gaan nie juist oor ons te verheerlik nie. Dit gaan nie juist om vir ek en u te sis in ons eie egos nie. Nee, die dienste wat God aan ons gee, die gawes, gaan oor die verbetering van mense se lewe. Dit gaan oor die verandering van die omstandighede waarin ons gaan. Dit gaan oor om transformasie te bewerkstellig, om te verseker dat God se kinders beter af is. So watter posisie ons ook al mag bekleed, watter geleentheid ons ook al mag hê om in leierskap te staan, gaan nie oor onsself nie. Dit gaan nie oor ons ego nie. Dit gaan nie oor ons menswees nie. Nee, dit gaan oor om mense te dien en om mense se lewens te verander. En ek dink dis hoekom ons vandag so sukkel in ons samelewing
leierskapposisies is en hulle self daarin vind, broers en susters, is selfgesentreerd oor wat hulle daaruit kan kry, die voorregte wat hulle kan geniet en hoe hulle mense kan misbruik vir hulle eie toedoen. Was nooit God se intensies met die gawe van die kerk gewees nie. Dit was nooit wat God gedroom het toe hierdie gawes gegee het nie. Inteendeel, God wou ons tot aktiveer tot diens vir die groter samelewing daar buitekant. En dink jouself nou maar net in, broers en susters, as ons moes terugkeer tot hierdie oorspronklike intensie van God, as ons weer hierdie oorspronklike plan van God moet aktiveer binne die konteks van die kerk, dink jouself nou maar net hoe verbeter ons samelewing sal wees. Dink u maar nou net hoe verander die omstandighede sal wees waarin ons leef. Dink jouself nou maar net hoe dat God se heerlikheid op ons strate sal skyn. Want ons nie in leierskap om voorregte te kan ontvang nie. Ons is nie in posisies sodat mense vir ons kan dien nie. Inteendeel, ons gebruik dit tot voordeel van die groter samelewing waar God ons plaas. Ons gebruik dit om God se werk onder mense te doen. So broers en susters, ons word geroep om redmeesters te wees van hierdie gawes, want is eintlik dienstes wat God vir die kerk gee. Maar wat is die doel waarvoor God dit gee? Die doel, broers en susters, word vir ek en u weerspieël in verse 12, wanneer die apostel Paulus skryf en sê, sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus, sodat ons uiteindelik by 'n spesifieke destinasie kan kom. Waarom God die gawes vir die kerk gegee, terwyl soos ek gesê het, in die eerste plek is om dienste te kan lewer en mense toe te rus vir hierdie diens. Ek het vanoggend vir die Sondagskool kindertjies gevra, dink ons self nou maar net in, as ons nie die gawe van Sondagskool opvoeders gehad het nie, hoe sou die Sondagskool kinders toegerus geword het? Dink ons self nou maar net in, as ons nie die gawe gehad het van leraars binne die konteks van die kerk nie, hoe sou die gemeente toegerus word vir hulle dienste? En dus, broers en susters, word ons dan ook verder gemotiveer in hierdie diens wat ons van God ontvang, om mense toe te rus, om mense te bekragtig, om mense te aktiveer en mense in staat te stel. Ons moet nie bedreig word deur die opvlam van ander gawes binne die konteks van die kerk nie. Ons het nie nodig om bedreig te voel as God ander mense toerus deur ek en u bediening nie. Nee, dit moet eintlik 'n voorreg wees, want ons stel meer mense in diens van God. Dus kan ek nie verstaan dat mense maklik bedreig kan word wanneer iemand ander ook kan doen wat hy doen nie. Inteendeel, dit moet in die konteks van die kerk, moet dit 'n vreugde wees, dit moet in die konteks van kerk 'n blye okasie wees, as die gawe van die kerk uitbrei en meer mense dit kan doen. Want so rus ons mekaar toe om die diens van God in die samelewing te kan gaan. Soos daar iemand is wat kan sing soos jy sing, moet jy nie bedreig wees daardeur nie. Dis God se uitbreiding van sy kerk. As iemand kan preek soos jy kan preek, of soms dan beter as jy kan preek, moet jy nie bedreig daardeur voel nie, want dit is God se toerusting om die kerk te bekragtig, om die kerk in staat te stel, dat hy sterk kan wees in die roeping waartoe hy hom of haar gebied. So ek wil onsself die vraag afvra, as mense nie ontwikkel word onder my leiding nie, dan is daar drasties iets verkeerd met wat ek doen. As daar nie nog mense geactiveer word in dit wat ek doen vir Christus hier op aarde nie, broers en susters, moet ons begin bevraagteken waarmee ons eintlik besig is. Want as ons nie kan vermenigvuldig binne die konteks van die kerk nie, is ons besig om onsself te dien
en ons eie egos te bevorder. En God, broers en susters, roep ons nie om onsself te bevorder nie. God roep ons om mense toe te rus, sodat hulle ook in diens van God kan wees. Want dit is wat redmeesterskap is van die gawes van God. Ek gebruik dit tot voordeel van die liggaam van God. Ek gebruik dit sodat die liggaam van Christus daardeur uitgebrei kan word. Tweedens, sê broers en susters, sy doel daarin is sodat die liggaam van Christus opgebou kan word. Die realiteit is dat ons toedraag aan die Here. Ek kan nie vir al die predikant van die Robinson kan wees nie. En as daar nie iemand anders bekwaam gemaak word om op te volg, om verder te vat nie, is ons besig om die opbou van die kerk van Christus te veronderstel. En dus moet ons nooit eiesinnig en selfgesentreerd in ons posisies, in ons diens en in ons gawes wees nie. Want dis nie vir altyd aan ons toevertrou nie. God roep ons vir spesifieke tydperke, vir spesifieke seisoene, met spesifieke doele. En wanneer ons doel vervul is, stel God ander mense in staat om dit weer verder te vat. So word die liggaam van Christus opgebou. So word die liggaam van Christus uitgebeeld. Want ons is nie besig met ons eie toetjies binne die konteks van die kerk nie. God gee vir ons spesifieke dienste om 'n spesifieke doel te verrig, maar ook om 'n spesifieke destinasie te bereik. Ons het dienstes wat 'n doel moet vertolk om ons by 'n destinasie te kan bring. En wat is die destinasie wat God wil hê ons moet bekom? Luister wat sê verse 13 tot 18. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof. So sal ons kom in die kennis van die Seun van God. So sal ons kom om 'n volgroeide, volwasse mens in Christus te wees. So sal ons kom by 'n stabiele plek waar ons nie meer heen en weer gesloer word deur alle forme van dwaalleer nie. Wat ons binne die konteks van die kerk doen, broers en susters, is om die liggaam van Christus tot 'n spesifieke plek te neem wat God droom ons eendag kan bekom. En wat is hierdie droom wat God het vir sy liggaam hier op aarde? In die eerste plek, dat ons tot die ware eenheid kom wat God vir die kerk droom. Dat ons 'n bepaalde volwassenheid in ons geloof ook kan hê. Dat ons, broers en susters, met volle insig en kennis kan praat oor die grootheid van God. Ons nie, broers en susters, meer onvolwassen is in ons verstaan van God nie, sodat ons nie die werk van God bevraagteken wat hy hier op aarde doen nie. Inteendeel, dat ons soos volwassen is, worstel met wat God besig is om te doen hier op aarde. Wat 'n volwasse mens, broers en susters, binne die konteks van die kerk, nie dat hulle arrogant is en alles verstaan, maar 'n volwasse mens binne die konteks van die kerk verstaan dat God werk in elke seisoen van 'n mens se lewe. Daarom het ons nie nodig om God te vraagteken oor wat hy doen nie. Inteendeel, ons word geroep om te worstel deur dit wat God met ons doen hier op aarde. Want ons verstaan as volwassenes in ons geloof, God werk nou mondelik nie, sodat ons dit graag wil hê nie. Maar hy is altyd besig om iets in ons lewe te doen. Daarom het ons nie nodig om te vra, Here, hoekom moet ek nou hierheen gaan? Hoekom gebeur dit saam met my? Waarom gaan dit al ewig met my so swaar? Volwassenheid en geloof, broers en susters, beweeg weg van die bevraagteken van God
tot die verstaan dat God altyd weer in ons Hy wil ons bring by 'n plek waar ons werklike eenheid is. Hy wil ons bring soos by 'n plek waar ons in volwassenheid in ons geloof kom. Maar ook wil hy ons by 'n plek bring waar ons stabiel geanker word in die geloof wat ons in Christus glo. En hierdie laaste een is wat deesdae in ons samelewing grootliks die bestaan van die kerk van Christus bedreig. Luister wat sê verse 14 en 15. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer op golwe heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met beslinsheid en lustigheid op dwaal weer mee weg wil voer. Nee, ons sal liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei tot naby aan Christus. Ons binne die konteks van die kerk vandag en vir alles gereformeerde kerke en hierdie probleem dat ons stabiliteit word bedreig. Ons word bedreig in ons bestaan en in ons teologiese oortuiging deur alles wat hier in die samelewing vandag gebeur. Ons wil nie meer in die kerk hoor dat God vra van ons om te breek met sonde nie. Ons wil nie hoor binne die konteks van die kerk dat God ons roep om in opregtheid te lewe nie. Ons wil nie binne die konteks van die kerk vandag hoor dat God vir ons roep om diensbaar vir ander mense te wees nie. Ons wil nie daai tipe van goed hoor nie, want dit is te gesonde teologie. Dit is te naby aan die woord van God. Wat ons vandag wil hoor is, die Here gaan vir jou deur oopmaak en vir jou na hoër hoogtes toe vat. Die Here gaan jou uitermate seën dat jy 'n oorvloed gaan hê. Die Here gaan skatkamers van die hemel oor jou oopmaak en jy gaan die beste van die beste sit. Ons wil hoor dat ons in Great Messias dienste gaan ry. Ons wil hoor dat ons die hoogste posisies in ons werke gaan bekleed. Ons wil hoor dat God vir ons met uitermate groot som gelde gaan seën. En dit is hierdie leringe wat vandag verkondig word, wat die evangelie van Christus goed oopmaak, wat ons baie keer na aan hardloop. Dis hoekom, en kyk maar hoe die charismatiese kerke groot, hulle bars uit hulle maat uit, maar hulle gaan nie hoor, hulle gaan geseën word. Hulle wil nie hoor, het gaan met hulle goed gaan. Hulle wil nie hoor, hulle gaan eers goed in die lewe sal wees nie. Ons verantwoordelikheid is om aan mense die waarheid van God te verkondig. Dat ja, selfs al verhoor in die werk, God bly getrou. Selfs al word ons gestaan as familie na een dood, na die ander dood, God se karakter word nie daardeur verander nie. Hy bly dieselfde Jesus. En dis wat ons in moet glo. Die destinasie wat God vir ons vat, broers en susters, is nie hierdie goedkoop kunsoplossings waarna ons hinker nie. God roep ons tot diep gewortelde stabiliteit. Want jy sien, as hierdie mense wat die goedkoop evangelie hoor, as hulle taal van hulle afgevat word, dan raak hulle kwaad vir die kerk. Evangelis en apostel, jy dan sê die Here het kerk gee, hoekom van die Here nie by kerk? En dan is hulle kwaad vir God. Maar ons verkondig dat te midde van die karofte dood, ons glo aan God wat elke behoefte van my voorsien. Of ek nou min of baie, ek glo aan God wat elke nood in my lewe aan kan stuur. God roep ons, broers en susters, om op 'n plek te kom waar ons gewortel is in stabiliteit, sodat die golwe van die lewe vir ons nie meer heen en weer op en af kan swaai. God roep vir ons, broers en susters, dat ons op 'n plek van volwassenheid in ons geloof kan kom, waar ons mense kan oortuig van die goedheid van God te midde van swaarheid. Dat ons mense kan oorwins en kan oorleef dat God dieselfde bly, ongeag die verandering van my omstandighede. God roep ons, broers en susters, dat ons sal werk tot die eenheid van die kerk.
hier op aarde. Want daardeur word die liggaam van God gestalte gegee. Daardeur word die kerk van God opgebou. Nie almal van ons is predikante nie. Nie almal van ons is ouderlinge en diakens nie. Maar elkeen van ons het 'n gawe wat ons kan aktiveer tot diens van God. En wanneer dit gebeur, broers en susters, of dit nou die gee van banke is, of dit nou die polish van die kerk se meubels is ons gawes tot diens van God stel, word die eenheid van die kerk so bewerkstellig dat sy liggaam opgebou word hier op aarde. Vraag wat ons vandag hier moet wegstap is, hoe verantwoordelik is ek en u met die gawe wat God aan ons gee? Hoe volwasse is ons broers en susters met dit wat God aan ons toevertrou? Word ons bedreig as iemand anders beter kon sing? Word ons bedreig as iemand aan afkondigings beter as ek kan doen? Bijvoorbeeld van die dag. Maar God roep vir ons om rentmeesters te wees, wat sy liggaam hier op aarde uitbrei. So alles sou dit wees dat die beter preek as die jyties. Dis tot eer van God. En God se liggaam word daarmee opgebou. Want aan elkeen van ons is 'n gawe gegee om die liggaam van Jesus op te bou. Hoe gebruik ons gawes vandag? Amen. Here, ons dankie vir die wysheid wat u vanoggend tot ons kom keer het en ons vanoggend, Here, uit die woord met ons kom worstel. Dat ons, Here, na ons eie wonings te gaan, sin te maak oor dit wat hier aan ons vanoggend weer kommunikeer het. En so ook, Here, met ons teks in ons eie lewe te doen, oor waar ons onsself tot diens van God stel. Hoe ons gawes gebruik om die koninkryk van God uit te brei. Skenk, Here, aan ons genade, maar skenk ook aan ons gehoorsaamheid. Dat ons, Here, nie ons lewe sal leef tot ons eie drome en wense nie, maar ons gehoorsaam aan die stem van die Here ook is. Amen. Liewe broers en susters, ons het aan die einde van ons erediens gekom en ons gaan saam staan en ons gaan ons slotgesang sing, gesang 197, gesang 170, ons gesang 197, gesang 197, 197 en ons gaan net verse 1 en verse 4 gaan ons met mekaar sing, vers 1 en verse 4 van gesang 197. Geliefdes, kom ons staan saam en ons sing dan tot eer van Amen.
Mag die genade van God onze Vader, liefde van Jesus Christus met ons wees, sodat ons met die Heilige Gees vervul, ons gawes tot God se eer op aarde uitleef. Amen. Geseënde week aan elkeen.